Okay, goeienaand julle almal. Ek is baie bly dat julle almal hier so is met ons Pasga ete van ons gemeente. En is my groot voorreg. Ons gaan hierdie nou alles in Afrikaans doen, so die wat nou Engels is, ja, julle sal by 'n ander geleentheid of kontak my, dan kan ons vir julle dit in Engels verduidelik, maar hierdie is 'n Afrikaanse gemeente, so ons gaan dit in Afrikaans doen. Baie welkom vir almal wat hier so is. En baie dankie aan die bestuur ook. Wat nou nie hier is op die stadium nie, maar vir Bernard en Belinda wat ons bid hulle is veilig op die pad. En hulle het my gevra om hierdie Pasga ete vir julle die woord te bring. So ons gaan lekker saam gesels uit die woord uit en dan gaan ons die nagmaal gebruik of die verbondsmaal en dan het ons 'n lekker ete ook hierso vir julle almal. So ons sal na die tyd die bedankings doen. So kom ons begin net met 'n gebed. Onse Vader, open ons oë sodat ons die wonders kan sien uit u woord. Ons wil vra dat u ons verstand open sodat ons die Heilige Skrifte kan verstaan. Ek sien nou die voorlesing van die Heilige Skrifte en ek dank u soos in Here Jesaja wat u sê dat u is die een wat ons ore geopen het. So ons kies om u woord te hoor en in Jeremia 15 sê u, toe ek die woorde gevind is, het ek hulle opgeëet en die woord was vir my vreugde en 'n vrolikheid vir my hart. En dit is ons gebed, Vader, vir elkeen hierso in Jesus Christus naam. Amen. Okay, so die woord wat die Here my gegee het, geliefdes vir vanaand, is Jesus is ons Pasga lam. En ons gaan 'n bietjie gesels oor wat Jesus kom doen het en wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. Ek dink baie keer besef ons nie die diepere betekenisse en die ek glo vanaand gaan die Here vir ons dinge dieper oopbreek en ons gaan diepere openbaringe hê. Nou ek wil net vir ons lees Johannes 1 vers 29. Dis waar Johannes die Doper die volgende dag sien Johannes die Doper vir Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. So dis ons skrif vir vanaand en ons gaan om dit bou. Nou, wat beteken hierdie? Die lam van God. So Johannes moes iets verstaan het en wat die mense in daai tyd verstaan het in die eerste eeu van wat beteken hierdie lam van God? Nou, wat is die grootste pandemie in die wêreld? Ons almal weet van 6 jaar terug, ek gaan nie eers daai naam sê nie, ek dink ons al wel vergeet van wat gebeur het, maar 'n pandemie is soos 'n siekte wat versprei en hy kan reg oor die wêreld gaan as dit 'n groot pandemie is. Nou, wat is die grootste pandemie wat die wêreld nog ooit getref het? Het julle al gedink daaraan? Wat het die meeste mense se dood veroorsaak? Van die begin van tyd af. Ek dink ons dink nooit so daaroor nie. Maar as jy die Bybel lees, ons het hom nou net gelees. Die sonde van die wêreld. Sonde. En die Bybel definieer 1 Johannes 3, ek dink is vers 6 waar hy sê, wat is sonde? Sonde is die oortreding van God se wet. So, ek dink die probleem is ons, en dit sluit my ook in, predikers, wie ook al, almal, ons moet meer fokus om mense attent te maak, ons moet sonde noem. En ek dink, die toestand wat die wêreld vandag in is as gevolg van mense, of predikers, of ons as gelowiges wat bang is om mense aanstoot te gee, of te praat oor wat verkeerd is volgens die Bybel. Ons het ons eie opinies, en ons laat toe dat mense met hulle opinies vir ons sê wat is reg en wat is verkeerd, waar ons God se woord moet gebruik, en nie Opennie 3 vers 4, of wat ook al nie. So, wat is die belangrikste? Is Jesus. Hy is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem.
So die grootste pandemie wat die wêreld nog getref het van die begin van tyd af, onthou, wat het veroorsaak dat daar sonde is? Hulle het God se wet oortree in die tuin, toe sonde inkom, toe kom die dood in. Wat het God gesê? Wanneer julle sonde doen, wanneer julle sy wet oortree, dan kom die dood in. En dis hoekom almal van Adam se tyd af tot vandag toe sterf mense. Mense sterf. Dis hoekom ek sê, dis die grootste pandemie en hy het nog 100% van alle mense wat gesondig het sy lewens geneem. Niemand is uitgesluit nie. Ok, so, ek wil vir ons 'n stuk lees uit Petrus uit, 1 Petrus 1, vanaf vers 13. Nou luister hierso, want Petrus wil vir ons as die gemeente 'n boodskap oordra. En dis perfek in hierdie tyd wat ons nou is, die Pasga tyd, waarin ons soos die Engels sê, die Passover ingaan. Wat is daarin dink so? Hy sê, daarom omgord die lendinge van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaarmaking of die openbaring van Jesus Christus. So, ons moet ons verstand in hierdie tye bewaar, geliefdes. Want wat het Jesus gesê is die heel eerste ding wat, toe sy disippels vir hom vra, wat is die tekens van die tye? En die heel eerste ding wat hy gaan sê is, misleiding. Pas op, die misleiding is groot vandag. Ons sien het, selfs in die kerke waar ons bedien, daar is groot misleiding. Mense draai weg van die woord af, hulle versamel vir hulle leraars, wat hulle ore kan streel, in plaas van om sonde te noem. So dis die probleem wat ons vandag is. Hy sê, soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetenheid bestaan het nie, maar soos hy, wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. So wat roep God ons voor? Heiligmaking. En Sondag gaan ons praat oor, want dis die boodskap wat Vader my gegee het, ons gaan meer praat oor heiligmaking ook. Hy sê, omdat daar geskrywe is, en is God wat hier praat, hy sê, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon, oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap op aarde, né? Want hier is alles net tydelik, mense. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, so silwer, goud, losgekoop is nie, of uit julle eie ydelle lewenswandel, losgekoop is uit julle eie lewenswandel, wat deur julle vaders oorgelewer is nie, maar julle is duur gekoop, deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is, om julle ontwil, julle wat deur hom glo, in God, wat hom uit die dode opgewek het, en hom verheerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees, as julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele, deur die Gees tot ongeveinsde broederlike liefde gereinig het. En dis hoekom dit belangrik is. Onthou, wat is liefde? God is liefde. Ons het daai, wat my vrou nou daar opgesit het, liefde is 'n persoon, en is Jesus. So, maar ons moet mekaar lief hê. Wat het hy gesê? Julle moet mekaar lief hê, soos wat ek julle lief het. So dis waar dit begin, want dit is die vervulling van die wet. So julle moet mekaar vurig lief hê, uit 'n rein hart, want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God. Dis die onverganklike saad, waaruit ons weergebore is, wat tot in ewigheid bly, want alle vlees is soos gras, al die heerlikheid van mens is soos 'n blom wat van gras, die gras verdor, sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid, en dit is die woord wat ons aan julle verkondig. En dis vanaand wat ek julle mee wil bemoedig vandag. Wat is ons doel as mense, as gelowiges? Ons kry ons doel, ons almal se doel. 1 Johannes 2 vers 6, hy sê, om te wandel soos hy gewandel het. Hoe het Jesus gewandel? Hy het reg gedoen. Hy het goed gedoen. Amen. Daar staan, julle kan gaan kyk, hy het gekom om die werke van die duiwel te verwoes. Ons moet juist nie die werke van die duiwel doen nie, né? En dis om mekaar te haat, om mekaar te steel of te lieg of wat ook al. Ons moet die werke van God doen, van Jesus. Amen. Want dit verheerlik ons Vader, en dis die vrug wat hy soek. Nou, baie van julle het seker al gewonder,
Maar hierdie feeste, hierdie Paschafees, is dit nie Joodse feeste, of is dit nie Israelse feeste, of is dit die Israeliete? Wie se feeste is dit? Nou ons kry die antwoord in Levitikus 23 vers 4. En dit staan hierso, dit is die feesttye van die Here. Nie van die Jode nie, nie van die Israeliete nie. Dis die feesttye van die Here, Jesus. Hy is die middelpunt van al sy feeste. Okay? Hy sê dis heilige vierdae wat julle moet uitroep op hulle bepaalde tyd. Nou, vanaand dink ons terug aan wat Jesus vir ons gedoen het. Die prys wat hy betaal het, om ons almal te verlos van hierdie pandemie, wat nou nog oor die hele wêreld soveel mense, biljoene mense, na hulle eie verwoesting lei, sonde. Wat het Jesus gedoen? Hy sê hierso, Lukas 22 vers 15, Jesus praat met sy disippels, hy sê, ek het baie sterk daarna verlang, om hierdie Pasga met julle te eet voor ek ly. Nou hierdie wat julle nou sien, die Pasga, is die ete, wat hy geëet het, voor hy gely het. So ek dink, hoe amazing, of hoe sal mense sê, hoe ongelooflik is dit, dat ons as gelowiges, dieselfde ete, basies kan eet, en dink aan hom, wat vir ons gelei het. Want dis wat hy gedoen het, net voor hy gelei het. Sy disippels het vir hom gevra, waar moet hulle die Pasga vir hom berei? En hy het vir hulle gesê, julle ken seker die verhale, julle het dit al gelees in die evangelie. Ek kan nou nie deur al die skrifte gaan nie, maar ek wil jou uitdaag, gaan doen in hierdie tyd, veral oor die naweek, gaan kyk na daai skrifte, doen daai laaste, hoe sal ek sê, daai wandel in sy voetstappe, die pad van leiding wat hy deurgegaan het, net voor hy, want dis alles opgeteken vir ons. Ons kan dit gaan doen. Nou, as sy disippels en getuies, omdat Handelinge 1 vers 8 en 9, noem Jesus wat God is, self ons sy getuies. Hy sê, julle sal met krag, as die Heilige Gees oor julle kom, sal julle met krag toegerus word, en julle sal my getuies wees. Nou hy roep ons as sy getuies, sy disippels, moet ons ook sy bepaalde tye uitroep. En dis wat ons vanaand doen. Ons roep dit uit. Ons sê vir die mense, ons sê vir mekaar, ons herinner mekaar daaraan. En is 'n belangrike vraag. Glo jy sy woord? Glo jy sy beloftes? Want soveel mense het heeltemal die Bybel, ek het selfs dominees ontmoet, pastore, wat nie eens meer die Bybel glo nie. Ons as gelowiges, as ons sê ons is disippels, mag ons almal vashou in ons geloof. Wat het Jesus gesê voor hy opgevaar het? Kan julle onthou, voor hy gesterf het? Wanneer die Seun van die mens kom, in sy volheid, in sy glorie, sal hy geloof vind, wanneer hy op die aarde kom. Ek bid dat hy geloof sal vind. Ek bid dat my geloof sal hou, dat julle geloof sal hou, dat ons sal bly vashou aan die Bybel, as die waaragtige woord van God. Amen. Nou alles kom daarop neer. Glo jy God se woord? Bekeer jy jouself? Het jy jouself bekeer al? As jy nog nie bekeer het nie, kom sien my asseblief na die tyd. Maar jy moet kom om te bekeer van jou sonde. Jy moet kom in gehoorsaamheid teen God se woord. Dan is dit sy geregtigheid wat in ons werk, want hy is die woord. Dan is ons in die lewe, sê hy. Ons het oorgegaan van die dood na die lewe. En ons het die ewige lewe, omdat ons in hom glo. Nou die tweede opsie is, wat ek glo, die wat in sy linkerhand gaan wees, julle weet mos nou, daar gaan, julle kan, as julle die Bybel onthou, Matteus 25, daar gaan 'n klomp wees op oordeelsdag, aan sy regterhand, en dan gaan hy vir hulle sê, kom in, wel gedaan, hè? Maar die ouens aan die linkerkant, wat gaan hulle hoor? Nee, gaan weg van my af, in die ewige vuur in. Nou dis die wat die tweede opsie vat, hulle glo nie God se woord nie, hulle dink die Bybel is geskryf deur mense, dis sommer net 'n klomp stories. Julle is almal mal, julle Christene. Wat is fout met julle dat julle hierdie Bybel glo wat 'n klomp vissers en wat ook al geskryf het? Dis wat ons daar buite kry. As ek met mense praat, dan val hulle my aan. Hulle beklei met my. Veral as hulle ateïste is. Hulle wil vir my so vinnig verkeerd bewys. Man, hoe kan jy hierdie Bybel glo? Hoe kan jy glo dis die woord van God? Maar dis die tweede opsie. Hulle glo nie die woord van God nie. Hulle rebelleer. Hulle is rebelle teen God, soos Satan homself. Hulle is ongehoorsaam aan God, want hulle sal nie doen wat hy sê nie. Hulle wil nie uitvind waarvan hou hy nie. Dis soos wat ek met die sataniste te doen gekry het. As ek
met hulle praat. Hulle het letterlik gaan lees in die Bybel, alles wat die Here nou haat, wat vir hom begruwel is, en dan sê hulle, okay, maar ons moet dit doen. En dit is wat vir hulle, dit was vir hulle, toe hulle nog nie hom geken het nie, maar obviously, die wat hom aangeneem het, het hy vergewe, en hulle het gehoorsaam geraak, maar dus, die wat nie, die tweede opsie, hulle glo nie, hulle rebelleer, hulle is ongehoorsaam, hulle bly in hulle sonde, hulle bly God se woord oortree, en sy woord ignoreer, hulle is dan nog steeds in die dood, en hulle gaan dan vergaan, basies. Nou, ons gaan ook nou vanaand in 'n tyd wat ons noem die ongesuurde brode. Dis hoekom baie dankie Elise vir julle moeite. As ons verbondsmaal gebruik, julle het seker al gesien, dit lyk soos broodjies wat klomp gaatjies in het. Nou dit is wat hulle in Hebreëus noem mamatzo of ongesuurde brood. Daar's nie suurdeeg in nie. Nou wonder jy hoekom is dit nou die gebruik? Dis hierdie tyd van die jaar. Nou hoekom het Jesus dit ingestel? As jy terugdink, die Israeliete toe hulle uitgetrek het. Daar's 'n rede hoekom hulle kon nie die brood suurdeeg nie. Hulle kon dit kon nie insuur nie, so dit kon nie rys nie. Hulle het basies die brood so plat geëet. Dis plat brode. Hulle het nie gerys nie. Nou hoekom het die Here dit veroorsaak? Hoekom het hy dit gedoen? Want hulle glo, en dit is, ons gaan nou 'n skrif lees wat daarby aansluit, dat ongesuurde brode is die suiwer waarheid. Nou Jesus word na hom verwys as die ongesuurde brood. Want hy het gesê hy is die brood van die lewe. Die brood wat van die hemel af gekom het. Hy het geen valse lering in hom nie. Né? Hy is die waarheid. Wat het hy gesê? Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die een wat ons, maar dan is daar gesuurde brood, en hy het gesê ons moet pas op vir dit. Hy het gesê vir die Sadduseërs en die Fariseërs, kan julle onthou? Hy het gesê pas op vir hulle brood. Hy praat van hulle leringe, want hulle het valse leringe gehad. Baie van hulle het hulle menslike reëls ingebring, menslike tradisies. Hoekom? Want hulle wou God se woord omvergooi, sodat mense ongehoorsaam kan wees aan God se woord, sodat hulle mense tradisies kan hou. Dis hoekom julle sal sien, ek is glad nie vas aan tradisies nie, ek wil net by God se woord bly. Amen? Dis wat vir ons belangrik is, want dit is 'n ewige dis enigste ding wat vir ewig gaan duur. Want julle weet, tradisies vergaan. Ek kan nou my kinders probeer om tradisies vir hulle te leer, maar dit kan 2-3 generasies wees, dan het hulle heeltemal vergeet van Papa Steve se tradisie, my tradisie elke jaar of wat ook al, maar dit pla my nie, want ek weet dit is nie 'n ding wat ewig gaan hou nie. Ons hou vas aan die woord van God. Amen. Nou, wat het Paulus geskryf vir die gemeente? 1 Korintiërs 5 vers 8. Ek het al hierdie goed as notas, so as julle die skrifte wil hê na die tyd, jy hoef nie nou te skarrel om te onthou nie, maar ek het alles hierso, ek neem dit op ook, so julle kan dit weer gaan luister. Maar 1 Korintiërs 5 vers 8, dan praat Paulus met die gemeente, ons as gelowiges, en dan sê hy, laat ons dan die fees vier. Wat se fees het hy van gepraat? Die Pasga. Die Pasga. Hierdie fees wat ons nou vier. Hy sê, nie met ou suurdeeg nie, maar met die suurdeeg, né? Of die suurdeeg van ondeeg of boosheid nie. Maar laat ons dit vier, die fees vier, met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Hier sien ons die skrif, wat hulle geglo het. Hulle het geglo, ongesuurde brode, dit beteken, en dis hoekom, ek glo die Here wil hê, ons moet alle vals leringe uit ons lewe uitkry, vir al hierdie jaar. Dis hoekom hy elke jaar wil hy ons met dit oor herhaal, want elke jaar is die Here se feeste weer van vooraf, né? Sy tye. So die feeste, sy feeste, en dan is dit nou gesien, dit is sy feeste, dit is nie iemand anders of die Jode of die Israeliete se feeste nie, dit is sy feeste en dit gaan alles oor hom. Jesus is die middelpunt van sy feeste. Wat beteken dit? Gaan kyk na die Pasga. Wat het Jesus gedoen op die Pasga? 2000 jaar terug. Hy is die Pasga lam. Ok, kom ek gee julle 'n bietjie agtergrond. Wat het gebeur in die dae van die Israeliete? Ek wil nou nie te lang praat nie, maar ek wil hê julle moet hierdie diepere goed verstaan, want dit is belangrik dat ons as gelowiges hierdie goed verstaan. Wat het die Israeliete gedoen? Daai 10de plaag, wat het die Here het vir Moses gesê? Hulle moet die bloed van 'n lam vat, en dan moes hulle dit aan die deurkosyne smeer. En dan is hulle, die Here nie toegelaat, dan was die wat daar binne is beskerm, en die Here het nie toegelaat dat die verwoester of die destroyer ingaan en daar en mense doodmaak nie. Ok. Waardeur word ons gered? Jesus is die
Lam van God, sy bloed, red ons van die verderwer, van die sonde. Amen? Maak dit vir julle sin? So hy is die middelpunt. Sien julle dat hy die middelpunt van die fees is? So al daai goed het Jesus vir hulle, hy het vir hulle probeer verduidelik, ouens, hou net vas aan my, ek kom. So hierdie wat, die feeste wat hulle gevier het, wat hy vir hulle gewys het, dit het alles na hom te gewys. Wat is die tweede fees op die Here se kalender? Ongesierde brode, wat is nou vier? Dit is om te sê, hy is die ongesierde brode, hy is die een wat die waarheid is. Niemand anders kan vir jou die waarheid gee nie, want hy is die waarheid. Amen? Die derde ding, wat is die derde fees? Eerste vrugte. Jy lees dit in die Bybel, julle almal kan dit gaan lees. Dit is in die Bybel. Eerste vrugte, wat het Jesus gedoen? 3 dae, hy was 3 dae en 3 nagte in die graf en toe staan hy op uit die dode as die eerste vrug. En hy is op na die Vader toe. Wow, ek hoop dit bring vir julle diepere betekenis. Wat is die vierde ding? Pinksterfees. Julle het seker al gehoor van Pinksterfees? Dis nog 'n fees wat die Christene as ons as gelowiges moet vier. Dis 50 dae van die eerste vrugte af. Nou wat het gebeur op Pinkster? Kan julle onthou? Heilige Gees is uitgestort. Jo, julle is wakker. Ek sien, julle is wakker. Nou, dis die 4 feeste wat Jesus klaar in vervulling gebring het met sy eerste koms. Maar die volgende, die laaste 3, hy het 7 feeste, by the way, die wat nie geweet het nie. Hy het 3 feeste wat nog kom, en hy gaan al 3 van hulle op sy tyd, sy kalender, gaan hy hulle in vervulling bring. Wat is die 5de een? Trompette, die fees van trompette. Wat gebeur van die begin van tyd af in Israel? Wat het gebeur? As hulle die ramshoring blaas, dis trompette blaas, dan het hulle die konings aangestel op daai dag. Want die koning is 'n voorspel na Jesus wat die koning van alle konings is wat kom. So wat het Jesus gesê? Paulus het daaroor gepraat ook, 1 Korintiërs 15, 1 Tessalonisense 4, julle weet, met die laaste trompet, gaan die basuin blaas, die trompet, fees van trompette, gaan die koning kom en dan gaan die hele wêreld weet, en die hemel gaan sê, hier is die koning van die heelal. Aan hom is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. So dit is daai fees wat hy in vervulling gaan bring. Fees van trompette. Wat is die 6de een? Dag van versoening. Die wat dit nie weet nie. Dag van versoening. Wie is die hoëpriester? Die hoëpriester in die Ou Testament, wat het hy gedoen? Hy het 1 keer per jaar ingegaan met die bloed van stiere of bulle en hy het dit op die allerheiligste ingegaan. Wat het Jesus gedoen toe hy aan die kruis sterf? Toe skeer hy daai voorhangsel middeldeur wat so dik is. En dit is baie sterk. Ons God is sterk, hy kon daai ding skeer soos niks. Hy skeer daai ding van bo tot onder. Hoekom? Want van hom af het hy uitgereik na ons soos die mens. Met sy bloed het hy die prys betaal. Ons kan nou die allerheiligste ingaan deur hom wat die hoëpriester is. So dit is die vervulling van daai nou, wanneer hy kom en hy gaan homself wys as die hoëpriester van ons almal wat hom volg. Amen. Want die woord sê hy het ons konings en ons priesters gemaak, die wat in hom glo. En dan die heel laaste een, die 7de een, wat nog kom, is, ja, die Loofhutefees of die fees van tabernakels. Nou wanneer gaan Jesus daai in vervulling bring? Wanneer hy weer kom. So daai laaste 3 gaan hy in vervulling bring. Hy is die koning, hy die trompette gaan blaas, hy is die hoëpriester, dag van versoening, ons word versoend met hom, en ons is saam met hom in die wolke, en dan die heel laaste een, die tabernakels, wat beteken basies, hy kom as God, Immanuel, daar gaan ons hom Immanuel noem, want hy is God met ons. Ons kan hom nou Immanuel, want hy bly in ons, né? Maar dan gaan hy fisies kom tabernakel by ons. Dis wat die woord sê, ons gaan tabernakel by God, en sy tabernakel is by ons. Dis die fees van tabernakels, dis wanneer dit in vervulling gaan. So kan julle sien dat Jesus se feeste is profeties, dit is letterlik, dit wys, hy het gekom die eerste keer, en hy kom weer, die tweede keer. So sy feeste herinner ons, aan hom, wat hy gedoen het vir ons, en dit bring ons in gebed, dis hoekom ons bid, en ons sê, kom Here Jesus, wat sê dit in Openbaring, die Gees en die bruid sê, kom, en ons in hierdie tyd wat ons sien, vir alles nou sien, hoe gaan dit in die wêreld, en dit lyk asof dit chaos is. Wat sê Jesus? Moet ons bang wees? Nee,
Ons moet opkyk en ons moet weet, ons redder is hier, hy is op pad. Ons gaan hom sien, een van die dae, amen. Ons kan in sy woord glo. Ons kan in aanbidding bly. Onthou, wat het hy met die Farao gedoen? Ons gaan dit weer sien. Hierdie is 'n openbaring, vir die wat dit kan vat. Wat het God vir Farao gesê? Laat my mense gaan. Farao het geweier. God het gesê, laat hulle uitkom, laat hulle my aanbid. Farao weier, hy wil nie hê God se mense moet God aanbid nie. Wat doen God? Hy gee vir hom 10 plaae. Wat gaan die laaste dae gebeur? Die anti-kris wil keer dat die gelowiges of dat die mense God aanbid. God gaan hom tref met die 10 plaae. Jy kan gaan lees in Openbaring. Al die 10 plaae wat ons lees van wat gebeur het, gebeur reg oor die aarde. Met die 2 getuies. Maar nie, die getuienis. Julle ek kan nou baie dieper in die goed gaan, maar ek voel net dit is net om julle te prikkel. Ek wil hê julle moet opgewonde raak. Ek wil hê julle moet so honger raak vir die woord dat julle daai Bybel vanaand sal optel en sê, ek wil meer weet van hierdie. Dis baie interessant. So het jy 'n liefde vir die waarheid, is wat die Here wil weet. Vier jy saam met hom sy feeste, want dit is sy feeste. En hy het ons geroep, en Petrus dan skryf hy aan die gemeente, en hy sê, ons is nou die heilige priesterdom. Ons is die nasie. Sy gelowiges, die Christene, gelowiges moet sy goed proklameer, sy feeste proklameer, moet uitroep na hom, en sê, kom Here Jesus, hy is deel van, ons moet uitsien om hom te sien. Ons moet hom sien in al sy feeste. So is jy gereed om die koning te ontmoet, en ek wil afsluit met dit. Die versie wat Jesus gelees het, en omdat hy het gesê, ek het verlang om hierdie Pasga met jou te eet. Net so wil ek vir julle sê, Jesus is so bly dat julle hier is vanaand, almal wat hier is, en hy verlang om hierdie Pasga saam met ons te geniet. Amen, want hy bly aan ons. Maar ons sien uit na sy koms. Nou hoor wat sê hy in vers 19, hy sê, daarop, en ek wil hê ons moet, na die ete gaan ons dit bedien, maar ek gaan sommer nou al klaar die skrif gee, dan kan ons net bid daaroor. Daar is die verbondsmaal. So die Pasga, julle het seker gewonder, waar kom die nagmaal vandaan? Wel, nou weet jy, dit staan in die Bybel. Dit is met die Pasga. En hoor wat sê hy, daarop neem hy die brood, daar is die brood, en hy het gedank, hy breek dit, en hy gee dit aan hulle, sy disciples, en hy sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die maaltyd, het hy gesê, hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed, die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Nou, dis belangrik dat julle, as jy nog nie die Nuwe Testament verstaan nie, gaan lees Jesegiel 36, Jeremia 31, hy verduidelik daar, die hart van klip moet uitgehaal word, ons moet hom vra, hy is die beste hartspesialist, amen, maar jy moet hom vra, hy gaan nie jou hart uithaal as jy nie hom vra nie, haal die hart van klip uit, dan sê hy, dan skep hy in ons 'n nuwe gees, jy moet wedergebore word, dis wat dit beteken, wedergebore word, jou gees moet weergebore word, hy skep in jou 'n nuwe gees, dan sê hy vul jou gees met sy gees, en dan skryf hy sy woord op jou harttafel, sodat jy gehoorsaam kan wees aan hom. As jy nog nie in die nuwe verbond is nie, kom sien my, ek sê jou lei in gebed, en ons vra die Here, en hy help ons om te bekeer ook, né? Maar dit doen ons, hy sê, doen dit tot my nagedagtenis. Nou ek kan vir julle iets sê, ek kan vir julle die skrifte gee as julle dit wil hê, maar ek weet nie of julle dit al gelees het in die Bybel, en die wat die Bybel al deurgelees het, julle sal seker dit al raak gelees het. Daar is 'n vers wat praat van, waar hy gesê het, ons moet elke jaar moes hulle herinner word, die Israeliete, aan, dis hoekom hulle die Pasga vier. Hulle moes elke jaar herinner word, kyk hoe die Here het julle uit Egipte gered, slawerny. Hy het jou gered uit slawerny uit, jy moet hom aanbid, hy is God, né? Nou wat het Jesus kom doen? God homself het mens geword, hy het die prys kom betaal, hy het ons kom uitlei uit slawerny, die slawerny van sonde, van Satan. Amen, dis waarvoor hy gekom het. So, dis belangrik dat ons dit, hy sê tot sy gedagtenis, maar toe sê die Here in die woord, julle kan daai skrif, ek kan vir julle die skrifte gee as julle dit soek, maar daar's 'n vers wat sê, daar gaan 'n dag kom, wanneer die mense nie meer gaan sê, die Here het al die Israeliete uitgelei uit Egipte uit, en dis hoekom ons nou dink aan daai, wanneer ons die Pasga doen nie. Hy het gesê,
wanneer die Here al die mense gaan uitlei, uit al die nasies uit, sy mense. Nou dit is daai wat in vervulling gaan het toe Jesus sê, hy sê, doen dit tot my gedagtenis. So wanneer jy die Pasga eet, dan dink jy nie meer noodwendig aan wat Israel, wat die Here vir Israel gedoen het nie. Ons dink aan wat hy vir ons gedoen het. Hy het ons verlos van sonde, van die slawe wat ons was vir sonde en vir die Satan. Ons is nie meer nie. Amen. Ons is nou vrygekoop deur sy bloed. So ons kan daai vat tot ons hy sê doen dit tot my gedagtenis. So ons dink elke keer wanneer ons daai brood eet, wanneer ons daai beker drink aan wat hy vir ons gedoen het. OK. So ek gaan net die bedankings doen. Eerstens wil ek net dankie sê vir my vroutjie Ilse en haar vroue gebedsgroep wat vir ons die tafel so mooi gedek het en al die goeders reg gekry het. Ek wil baie dankie sê vir Elise en vir Lizette. Baie dankie vir julle moeite met alles wat julle hier gedoen het. Almal wat gehelp het, al die helpers. Die wat ons verwelkom het toe ons ingekom het. Ek wil vir julle sê baie dankie uit die diepte van my hart en van die bestuur se kant af ook. Ek gaan 'n tafelgebed vir ons doen en dan gaan ons afsluit met die tafelgebed en dan wil ek hê, wat wil julle eers doen? Laat ons eers eet, né? Is dit reg so? Okay. Ja, dan kan ons na die tyd die nagmaal bedien. Is dit reg so? So julle moenie weggaan nie, né? Eet julle kos, geniet die maaltyd, maar na die tyd, yes. Ekskuus, moet jy nie maar eers die nagmaal bedien? Ons kan dit so doen. Ons gaan dit wegraak. Ja, okay, kom ons doen dit so. Ons gaan eers, wie sal my helpers wees? Okay, kom, begin vir die mense brood uitdeel, en as daar nog 2 mans is, wat kan help met die, ja, nog 2 seuns, dankie julle manne. Daar's 2 wat dan die druiwesap kan uitdeel. Onthou, die druiwesap is Jesus se bloed, wat vir ons, ons dink terug aan sy bloed wat vir ons gevloei het. Amen. So ek gaan vir ons 'n tafelgebed doen. Of eers kom ons doen net 'n gebed vir die verbond, soos wat hulle uitdeel. Hulle kan maar net uitdeel. Ek gaan net bid. Dankie Vader vir u kosbare bloed, Here Jesus. Dankie vir u liggaam, die brood wat vir ons gebreek is. Dankie dat ons kan deel wees van die liggaam. Dankie dat ons, soos wat ons hierdie brood eet, kan dink wat u vir ons gedoen het, Here Jesus. Toe u daai dierprys betaal het met u eie bloed, het u ons gekoop. Ons is duur gekoop. En ek dank u daarvoor, Vader. Dankie vir elkeen wat hier so betrokke is. Seën hierdie gemeente, Vader, en die leierskap. En dankie dat ons kan uitsien na die dag wat u kom, Here Jesus, en u gaan elke traan afdroog. Daar sal nie meer dood wees nie. Daar sal ook nie meer droefheid wees nie. Nie meer geween, nie meer moeite nie. Want al die eerste dinge het verbygegaan. Dankie dat u wat op die troon sit, u sê, kyk, ek maak alles nuut. En ek dank u, Vader, dat ons hierdie woorde kan glo, want dit is waaragtig en betroubaar. So ons gee vir u alle eer, Vader, en aan Jesus Christus, ons koning. Halleluja, amen. Amen.